Ek wil graag vir julle ietsie voorhou. En is eintlik 'n gebed, so ek wil vra dat julle net vir 'n oomblik stil word saam met my dat ons dit vir die Here opdra. Here ons God, ons bely vanoggend dat ons dikwels leef asof ons nog slawe van die sonde is en nie as vrygekooptes nie. Asof U Gees nie in ons woon en ons lewe rig en lei nie. Ons vertrou steeds te dikwels op ons eie krag en ons raak dan moedeloos in die stryd teen die sonde. Want ons meet U liefde aan ons eie prestasies. Nou gemeente, voordat ek dit vir julle lees, wil ek net so vinnig vir julle 'n inleiding gee om net julle so 'n bietjie in te nooi in my studeerkamer in en waar my gedagtes is en my hart is in die voorbereiding van hierdie eredienste. En julle sal weet, gewoonlik in die verlede het ons Advent gebruik as 'n tyd om te reflekteer op die wederkoms en bietjie te gesels oor wat gebeur wanneer die Here kom, wat is die tekens van die tye, al daai klas van dinge. En ons het hierdie jaar bietjie dit gedoen, maar ek was ook op verlof en daar was 'n bietjie 'n breek in dit. Maar die gedagte gaan daaroor dat ons as kerk van die Here Jesus Christus is eintlik steeds in 'n tyd van afwagting. Ons kyk terug na die wonderlike Kersgebede, die geboorte van ons Here Jesus Christus. Ons kyk op Paasnaweek terug na die wonderlike verlossing op Goeie Vrydag en ons rou dan en dan natuurlik vier ons die opstanding van ons Here. En die wonderlike daarvan is dat ek en jy is in 'n ander milieu as die mense in die Bybel. En wat ek daarmee bedoel is dat ons afwagting lyk anders, want waarvoor wag U en ek? Ons wag op die wederkoms. Ons wag dat dit wat die Here kom doen het, deur sy kruisgebede, deur sy opstanding uit die dood het, om dit te kom voltooi. Dit te kom voltooi. En daarom, wanneer Paulus skryf aan die gemeente in Rome, gaan dit eintlik oor, dit is baie soortgelyk, dat hy skryf aan mense wat geloofstaal ken. Hy skryf aan mense wat die evangelie ken. En ek dink baie keer in die Afrikaner kultuur is kerk so vervleg met wie ons is, dat baie keer is ons kultureel kom ons kerk toe, uit tradisie, uit gewoonte ensovoorts. Maar ek wil vir jou vanoggend uitnooi om mooi te luister wat die apostel Paulus skryf in Romeine 8. Dat jy kan dalk die taal ken, en jy kan gemaklik wees daarmee ensovoorts, maar die groot vraag is, en hy het een vraag. Hy sê, die verskil tussen 'n mens wat aan Christus behoort en een wat nie aan Christus behoort nie, is baie eenvoudig. Weer eens ongemaklik eerlik. Woon die Heilige Gees in jou of nie? Dis die vraag. As die Heilige Gees in jou woon, dan behoort jy aan Christus. As die Heilige Gees nie in jou woon nie, dan behoort jy nie aan Christus nie en jy het nie lewe nie. En dan natuurlik moet daar 'n vraag in ons hart opkom, hoe weet jy? Hoe toets jy dit? Kan jy dit herken as die Heilige Gees in jou woon? Of is dit hierdie mystieke, misterieuse ding in die Bybel wat jy nie eintlik 'n houvas op kan kry nie, want die Heilige Gees is te kompleks. En dis wat ek julle wil uitdaag vandag, as julle saam met my lees in Romeine 8. Want alles van vanoggend gaan oor die inwoning van die Heilige Gees. So wat gebeur wanneer God bly? Hy kom woon in jou. Dis wat gebeur. En dis nie sporadies nie, dis nie tydelik nie. Die Grieks wat Paulus hier gebruik in Romeine 8, wanneer hy praat oor die Heilige Gees woon in ons, is 'n wat is die woord? 'n teenswoordige bly. Met ander woorde, hy kom bly by jou. Nie tydelik nie, nie net vir 'n rukkie nie in 'n moment en dan sy weer weg nie, hy kom bly by jou. Dit is wat die woord beteken. So kom ons lees saam. Hy open deur 'n verklaring, deur te sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hoor julle dadelik hierdie verklaring, hierdie is bestaanstaal, dit is 'n toestand, 'n nuwe jy, 'n nuwe ek, daar is nie veroordeling in Christus nie. Hoor dit? Geen. Dan vers 2, die wet van die Gees, wat aan jou in Christus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het die sonde binne die sondige bestaan van die mens veroordeel deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur as 'n offer vir die sonde. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees.
Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. En dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is, as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Net tot sover. Nou, gemeente, ek wil graag vanoggend net 'n paar goed uit die weg ruim. Ek wil hê julle moet hoor, dat wanneer ons praat oor die inwoning van die Heilige Gees, gaan dit nie oor emosie nie, gaan nie oor 'n gevoel nie, dit gaan nie daaroor dat jy meer spiritueel gaan voel as iemand anders nie. Inteendeel, die Bybel praat bitter min as dit kom by die Heilige Gees oor gevoelens, oor belewenis, ervaring. Elke keer wanneer die Bybel praat oor die inwoning van die Heilige Gees, dan praat dit oor gevolg. Maak dit vir jou sin? Wat gebeur met iemand wanneer die Heilige Gees in hulle lewe? Daar is vrug in hulle lewe. Dis die gedagte. So ons moet versigtig wees om die Heilige Gees te koppel aan emosie, hoe jy voel. En ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde gee vanoggend wat daai so 'n bietjie uitdaag, want ek wil hê julle moet mooi nigter gaan dink oor, as ek nou myself gaan ondersoek en ek vra, het ek die Heilige Gees in my, waaraan gaan ek dit meet? En daardie maatstaf moet Bybels wees asseblief. Waaraan meet jy dit? Paulus begin in vers 9, ek wil net vers 9 tot 11 vir julle beklemtoon volgende. Paulus begin met 'n uitspraak oor identiteit. Vers 9, hoor nou wat sê hy. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Hoor julle, daar's nie 'n as nie in die begin van daai sin nie. Met ander woorde, die Christen lewe begin nie by gedragsverandering nie. Dit begin nie by ek wat anders begin lewe want ek voel ek moet of daai klas van dinge of uit 'n kulturele hoedanigheid nie. Ek wil hê julle moet vanoggend hoor, as ons die vraag antwoord van wat gebeur wanneer God bly, verander my en jou bestaanswese. Ons identiteit is anders. Ek is nie iemand wat meer onder die heerskappy van die sonde en die dood is nie. Ek is iemand in wie die Gees van God woon. Dis my identiteit. En vanuit daardie identiteit gebeur daar 'n paar dinge. So ek wil net hier vir julle so 'n belangrike beginsel wat ek neergeskryf het voorhou. 1, dis belangrik vir ons om te onthou en eerlik te wees oor die feit dat die Bybel net 2 kategorieë skep. Dat iemand is of in die vlees of in die Gees. Dis dit. Daar is nie 'n tussenperiode nie, daar is nie een voet in, een voet uit nie. Dit is die realiteit. Jy's of onder heerskappy van die sonde en jy hou jou besig met die sondige natuur en jy beheers jou deur die sondige natuur of jy doen nie. Of jy doen nie. Dis al kategorieë wat die Bybel van ons skep wanneer God bly. Om in die vlees te wees beteken, julle ken dit in Galasiërs 5 dat jy jou besig hou met dinge wat teen God se wil is. Jy lewe buite God se wil vir ons lewe. Om in die Gees te wees beteken om ingesluit te wees in die nuwe lewe van die verbond. Maar hoor, die Christelike lewe begin nie by verandering van gedrag nie, maar by 'n verandering van jou toestand. Wie jy is. Verandering van toestand. Daarom praat ons in die gereformeerde teologie van wedergeborenheid. Jy moet wedergebore word. Nuwe toestand, nuwe identiteit, nuwe jy. Dis waaroor dit gaan. Lewe word dis nie aangeleer nie. Hoor julle dit? As julle een ding vanoggend hoor, is dit hierdie beginsel. Nuwe lewe is nie iets wat jy aanleer nie. Dis iets wat vir jou geskenk word. Dis iets wat vir jou geskenk word. En jy gaan die gevolg daarvan sien in jou lewe. In jou huwelik,
in jou werksplek, in jou persoonlike hoedanigheid, gaan jy sekere dinge anders sien. En wat is hierdie dinge? Daar's 3. En ek wil hê julle moet dit neerskryf asseblief as jy notas maak vandag. Daar's 3 dinge wat jy kan gebruik om dit te herken. 1 is die Heilige Gees maak jou gewete wakker. Dis die eerste kenmerk van die inwoning van die Heilige Gees. Dit maak jou gewete wakker. 2, dit bring 'n konstante stryd teen die sonde. Jy het nie meer vrede met die sonde nie. Waar jy voorheen dalk die sonde kon regverdig, voel jy nou ongemaklik daarmee. Maar ek gaan dit nou so 'n bietjie meer in diepte verduidelik. En dan derdens, die Heilige Gees bind jou aan die Here Jesus Christus. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Het julle hierdie 3 goed? Maak jou gewete wakker. Dit bring 'n nuwe stryd teen die sonde wat dalk voorheen nie daar was nie. En 3, dit bind jou aan die Here Jesus Christus. Maar kom ons pak hierdie goed dan 'n bietjie uit. Baie gelowiges hoor dat die Heilige Gees in hulle woon, maar as ons eerlik is, sukkel ons met wat beteken dit prakties. Beleef jy dit? Voel jy dit? Romeine 8 help ons om hierdie kenmerke raak te sien, want dit gaan oor in hierdie nuwe toestand ervaar jy nuwe dinge. Jy sien die lewe, as mens dit anders kan stel, in 'n nuwe lig. So wanneer die Heilige Gees in 'n mens woon, word 'n innerlike lewe verander. Dinge wat vroeër jou nie meer gepla het nie, dra nou ewe skielik meer gewig. Nie omdat jy nou skielik meer sensitief geraak het nie, maar omdat God se lig daar begin skyn. En wat gebeur as jy nou mooi dink oor lig wat op ietsie skyn wat mense eintlik wil wegsteek? Wat doen ons gewoonlik? Ons wil hardloop, nê? Soek dit nie eintlik so nie. Maar dit begin jou pla. En dis hoekom baie gelowiges al vir my kom sê het in die kantoor, Dominee, ek verstaan nie lekker nie. Want dinge wat my vroeër in my lewe nie gepla het nie, pla my nou al hoe meer. Ek voel skuldig daaroor. Ek lê in die nagte wakker daaroor en dan dink hulle dit is omdat die Here hulle pynig. Of omdat die Here onttrek het van hulle en dan moet ek hulle begelei en ek wil dit graag vir u sê vanmôre, daardie is nie 'n teken van God se onttrekking nie, dis 'n juiste teken van die Heilige Gees wat in jou werk. 'n Lewende gewete is 'n teken van God se teenwoordigheid, nie sy afwesigheid nie. Dis 'n baie belangrike onderskeid om te tref. Dis die werk van die Heilige Gees. 2, die Gees bring 'n werklike stryd teen sonde. Hierdie is baie belangrik. Paulus is eerlik hieroor. Hy sê die liggaam bly onderworpe aan die gebrokenheid van hierdie wêreld. Almal van ons in die kerkgebou gaan eendag die dood in die oë staar. Maak nie saak hoe heilig jy is of wie jy is nie. Ons almal het dit in gemeen. En dit is nogal 'n moeilike ding om met jouself uit te klaar dat jy gaan sterf. Want daardie eienskap van die sonde, die gevolg daarvan, is nie van ons of ontneem nie. Maar dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek is, leef nou in my en jou. En die gevolg is, jy gaan ook uit die dood uit opgewek word. Net soos Christus. Waar die Gees woon, verander die verhouding tot sonde. Sonde word nie meer net betreur oor die gevolge daarvan nie, maar dit word nou ook teëgestaan. Hoor julle die verskil? Wanneer jou gewete aangewakker word, dan betreur jy die sonde in jou lewe. Maar nou kom die gevolg om te sê, nie net huil jy daaroor nie, jy begin dit nou teewerk, jy begin dit teestaan, jy vlug nou van die sonde af. Jy plaas jouself nie meer in situasies waar jy maklik versoek word nie. Jy probeer daardie situasies minder maak. Want jy is feilbaar. Jy is mens. So daar, sien julle die aktiwiteit? Jy word aktief om te sê, ek vlug daarvan af, ek werk teen dit is nie meer wie ek wil wees nie. Want dit maak die Here oneer aan. Wil nie die Here oneer nie. Die Christelike lewe moet julle dus hoor, asseblief hoor dit, is nooit sondeloosheid nie. Dis nie die beginsel wat die Bybel my leer nie. Dat jy gaan nou die Heilige Gees ontvang en as jy die Heilige Gees het wat in jou woon, gaan jy nooit weer sonde doen nie. Dis 'n onrealistiese verwagting. Jy word net geroep tot 'n nuwe stryd. Asseblief hoor dit, die Christelike lewenswandel is 'n stryd. As innerlike konflik. Dis belangrik in 'n pastorale hoedanigheid en hierdie het ek neerskryf want ek wil julle troos. Die teenwoordigheid van 'n stryd teen sonde, moet julle ook sien, is nie die afwesigheid van geloof nie. Die feit dat jy stry teen iets, die feit dat jy sukkel met 'n ding, die feit dat 'n ding jy dalk net nie wil los nie, maar jy beklei en jy werk dit te ensovoorts, is nie 'n teken van jou swakheid nie. Dis 'n teken van die Heilige Gees wat in jou werk. Die feit dat jy stry,
Die feit dat jy dit probeer teewerk, die feit dat jy verandering wil hê, verlossing wil hê, jou uitroep na die Here, Here, wees my as sondaar asseblief genadig. Dit is 'n uitvloei van die Heilige Gees. Dis 'n uitvloei van die Heilige Gees, nie van ons swakheid nie. Derdens, die Heilige Gees bind jou aan Christus. Uiteindelik doen die Heilige Gees iets baie dieps wanneer hy jou aan Christus bind. Dit beteken, broer en suster, as jy nou gaan dink aan Efesiërs, gee die Here vir jou 'n verloofring om te sê jy is my eiendom. En ek berei, jy moet jou nou voorberei as 'n bruid, soos 'n bruid wat al voorberei vir haar troudag. Dat wanneer ek kom as die bruidegom, is jy gereed om ontvang te word, om my te ontvang. En ek gee vir jou hierdie verloofring as 'n waarborg dat ek jou gaan kom haal. Dis wat Paulus bedoel in Efesiërs as hy sê die Heilige Gees is die waarborg dat Christus alles vir ons sal skenk wat hy beloof het. Hy bind jou aan Christus. Met ander woorde, die Heilige Gees los my en jou nie vir 'n enkele oomblik alleen as ons struikel nie, as ons foute maak nie, as ons dalk afdwaal nie. Hy bring ons altyd terug. Altyd. Hy bring ons altyd terug. Die Heilige Gees hou die gelowige nie net by jouself nie, hy isoleer jou. Hy bring jou na Christus toe. En ek wil vir julle net 'n paar voorbeelde gee uit die Bybel uit vanoggend oor hoe om hieroor te dink op 'n nugtere manier. As ons praat oor die gewete wat aangewakker word, dan wil ek hê julle moet vir my gaan blaai gou in julle Bybel na Johannes 16 toe asseblief. En ek wil hê julle moet dit onderstreep. So ek wil net vir julle 'n paar skrifverwysings gee dat julle dit sien. En nie net my woord vat vir dit nie. Johannes 16, vers 8. So net in konteks, Jesus Christus leer vir sy disippels oor die koms van die Heilige Gees en dan praat hy oor wat gaan die Heilige Gees doen, vers 5, en dan by vers 8 sê hy, wanneer hy, die Heilige Gees kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde. So hoor julle die aanwakkering van die gewete binne in die mensdom, binne in die individu. Hy gaan ons oortuig dat ons skuldig is aan die sonde. Dis wat hy doen. En verder sê hy, en dat die reg aan my kant is, aan Christus se kant is, en dat die oordeel reeds gekom het, en ons staan skuldig voor die Here. Dis wat die Heilige Gees kom doen, die aanwakkering van die gewete. Sien u dit in die skrif? Alright. Ek wil vir julle nog 'n gedeelte gee. As ons praat oor die Gees wat 'n stryd bring in sonde, Galasiërs 5 ken julle so, ek wil nie julle net wen as in toe blaai nie, maar 5 vers 17 sê die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan altyd teenoor mekaar. Altyd. Galasiërs 5. Vrug van die sondige natuur teenoor vrug van die Heilige Gees, né? Maar blaai gou vir my na Romeine 7 toe, as julle weer terug gaan Romeine toe. Romeine 7 van vers 22 tot 23. Ek gaan weer lees van vers 21 af net vir die konteks, maar ons lees tot en met vers 23. Paulus skryf, so vind ek dat hierdie wet in my, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees. En dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Selfs die apostel Paulus beskryf hierdie realiteit waarmee ek en u elke dag aan die stryd is. En asseblief hoor dit vanoggend, dis 'n stryd. Dis nie iets wat jou gaan los tot die dag van jou dood nie. Jy gaan bly stry, jy gaan bly beklei, jy gaan dit bly teewerk ensovoorts ensovoorts. En dan die vraag, Here, dit maak my soms moedeloos. Ek, elendige mens, wie gaan my verlos? Christus. Christus. Paulus beskryf die Christelike lewe nie as 'n einde aan 'n stryd nie, maar as die begin van 'n nuwe konflik. Die spanning tussen vlees en gees is juist die teken dat daar 'n nuwe lewe in jou aan die werk is. Waar daar geen stryd is nie. Moet julle asseblief hierdie mooi hoor. Ek het mooi oor gaan dink. Waar daar geen stryd is nie, beteken dit nie daar's vrede nie. Al wat dit vir my sê is daar is oorheersing. Waar daar geen stryd is nie, beteken dit nie vrede nie. Al wat dit wys is daar is oorheersing. Daar's oorheersing. Laastens, ek gaan net die tekste vir julle gee.
Die Gees bind ons aan ons Here Jesus, 1 Korintiërs 12 vers 13. Vir my die gunsteling gedeelte as ons praat oor die werking van die Heilige Gees, sê Paulus, niemand kan bely dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. So as jy wil jouself toets, kan jy met opregte hart bely dat Jesus die Here is? Dis 'n verhouding met hom, jy wil hom lief hê, jy wil hom dien, jy wil nie van hom geskei wees nie. Dan Johannes 15 vers 4 en 5 sê die Here, bly in my en ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Die Heilige Gees bind jou aan Christus. Die belydenis dat Jesus die Here is bloot nie net 'n veranderlike erkenning nie of 'n verstandelike ding wat jy doen nie, maar 'n gees geworde binding in Christus. Die Gees hou die gelowige nie net vir homself nie, maar vir Jesus. So, ter afsluiting wil ek 'n uitnodiging aan jou rig. As jy dalk vanmôre hierso sit, of jy ken dalk mense in jou familie of in jou nabye kring wat sê ek het in die kerk groot geword en ek verstaan, ek ken die geloofstaal en alle klas van dinge, maar ek herken nie een van hierdie eienskappe in my eie lewe nie. Dan wil ek hê jy moet mooi gaan dink, want dit is 'n ernstige ding. Nee, maar jy hoef nie paniekerig te raak nie, maar jy moet gaan selfondersoek doen om te sê, het ek regtig van lewe of van dood oorgegaan na die lewe toe? Dis 'n baie ernstige vraag, het ek regtig oorgegaan van die dood na die lewe toe? Dis die vraag. So ek het dit mooi in 'n pastorale hoedanigheid vir julle probeer neerskryf, want ek wil nie met moedeloos hier uitstap volgende nie. As daar dalk stilte by jou is, hoor die eenvoudige uitnodiging, kom na Jesus toe. Nie met jou prestasies nie, en nie met Here kyk hoe ek probeer nie. Kom met leë hande. Here, ek het jy nie gesondig. Dis jammer. Here, ek dink nie ek het al hierdie lewe in my nie, want ek herken nie hierdie eienskappe van die Heilige Gees nie. Help my in dit. En hy sal. Die Bybelse opdrag is kristalhelder. Niemand wat uitroep na Jesus toe sal ooit verwerp word nie. Dis 'n belofte. So as jy dit in jouself beleef, gaan bid daaroor. As jy dit sien in jou familielede, gaan bid vir hulle daaroor. Daar's 'n wonderlike gesegde wat sê as iemand my nie toelaat om met hulle oor Jesus te praat nie, dan gaan praat ek met Jesus oor hulle. Hoor julle dit? As iemand my nie toelaat om met hulle oor Jesus te praat nie, dan gaan praat ek met Jesus oor hulle. Want hulle kan sê wat hulle wil, maar hulle kan my nie keer om vir hulle te bid nie. Nee? En die beste plek waartoe jy 'n geliefde kan bring is voor die kruis van ons Here Jesus. Vir hulle intree in gebed. Moenie die krag daarvan onderskat nie. So, die belofte van die evangelie is dat Christus lewe gee aan die wat na hom toe kom. So, ter afsluiting. Paulus eindig nie by hierdie stryd nie. Hy help my en jou om te sê, lig jou oë. Lig jou oë na die dinge wat daarbo is. Fokus op dit, strewe na dit. Die Gees wat nou in gelowiges woon, is dieselfde Gees wat Jesus uit die dood het opgewek het. Dieselfde Gees. Moenie dit betwyfel nie. Dit beteken, my en jou heiligmaking, hy wat aan my en jou vorm om soos Jesus te word, is nie 'n sirkel nie. Dit gaan om en om en om nie. Dit het 'n eindbestemming. Dit is lineêr. Want waartoe gaan ons? Na die oordeelsdag toe. Na, soos Paulus het beskryf in Romeine 8 later, na my en jou verheerliking toe. So is nie in 'n sirkel, jy gaan nou, jy is soos 'n passer, om en om en om, en jy gaan ons nie. Nee, daar's 'n vorming aan jou, tot op 'n bepaalde punt, waar dit voltooi gaan word. Waar dit voltooi word, voltrek word. Die Christelike lewe begin dus nie in 'n sirkel en om gaan ons nie. Die Christelike lewe beweeg na die opstanding toe. Ons huidige lewe in die Gees is die begin van iets wat God later volkome sal maak. So, my slot, gemeente, die vraag vanoggend is nie hoe indrukswekkend is my en jou geloofslewe nie. Die vraag vanoggend aan almal van ons is, aan wie behoort jy? Aan wie behoort jy? Wie leef in jou? Is jy aan die een kant nog 'n slaaf van die sonde? Dit heers oor jou, maar jy dink jy het vrede? Of woon die Heilige Gees in jou, hy wakker jou gewete aan, hy bring hierdie stryd teen die sonde, dat jy dit teewerk en teestaan, vlug daarvan af, en hy bind jou aan die Here Jesus Christus. Jy het 'n behoefte. Wil die Here lief hê, ek wil hom dien. En Paulus leer vir ons, waar die Gees van God woon, daar is nuwe lewe. Is dalk broos, strydend, maar dis 'n werklikheid. Dis 'n werklikheid. En uiteindelik gaan daardie lewe oploop op die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Dis ons troos. Kom ons bid saam. Heilige Gees,
Here, ons sê vir U dankie dat U in ons woon. Ons sê vir U dankie dat U 'n tuiste kom maak binne in ons en dat U ons vorm, dat U ons gewete aanwakker om met leë hande na U toe te kom en te sê, Here, vergewe my. Wees my genadig. Dat ons aan die ander kant besef, dinge wat U oneer aandoen, dinge wat U hart breek, dinge wat buite U wil is, dat ons sal stry daarteen. Dat ons sal teestaan, teewerk, dat ons sal vlug daarvan af. Want ons is aan U gebind. Ons wil getrou wees aan ons Here Jesus Christus, ons bruidegom vir wie ons lief is. Daarvoor wil ons beywer, daarvoor wil ons voorberei. Ek bid, Here, dat ons as 'n gemeente dit ernstig sal opneem. Dat ons dit ernstig sal opneem. Dankie vir die wonderlike belofte, dat daar dieselfde Heilige Gees in ons woon, wat Jesus uit die dood uit opgewek is, menslik gesproke. Bedoelend ons verdorwe liggame, ons gebroke liggame, brose liggame, gaan ook opgewek word. Ons kry verheerlikte liggame. En ons gaan die ewigheid saam met U kan geniet. Dankie daarvoor. Here, staan ons by aan hierdie kant van die graf, waar ons die stryd voer, waar dinge vir ons moeilik is, familie, baie keer spanning het en konflik, mag U daar vir ons genade gee. Mag U vir ons asseblief help, wanneer ons nie antwoorde het nie, mag ons wysheid van U af vra, mag U dit vir ons skenk in oorvloed. Maar mag ons nie wegdeins van die realiteit af nie. Seën ons, Here. Soos wat U beloof, want ons is die verbondskinders. Nie omdat ons in ons op sigself so fantasties is nie, maar omdat U voor die bestaan van die heelal ons reeds uitverkies het in ons Here Jesus. Dankie vir daardie onuitspreeklike troos in Jesus naam. Amen.